Ons doen weer 'n podcast en ons het sommer so in die loop van die dag besluit ons ook, ons wil graag 'n podcast ook opneem en saam bietjie gesels in verskillende plekke, verskillende spasies, om bietjie saam met jou ook in te nooi en ons denke en waaroor ons dink. En so ons is nou tans besig om Ontdek en Leef Christus bietjie uit te pak. En ons het die eerste podcast ook stilgestaan deur die Gees gedring en so ook om dit te sê, wat ons by stilstaan, vorige keer was dit oor bidend, wat ons op die koppie, sê onthou het ons gepraat oor die koppie. Het sou eintlik meer gepas gewees het om die bidende ene in die kapel te doen, maar eintlik nie, vir ons daar gepraat het. Ja, want ons het gesê ons kan enige plek doen, alles ek dink ons op bid, moes nou net hier binne, ons kan net hier bid. Ja, so as jy hom gemis het, gaan soek hom op. En kyk hom gerus. So, vandag praat ons om bidend alle mense met liefde te bedien, 'n bietjie klem op alle mense te kan doen. En dit is eintlik amper 'n verrassing wat die Here ons verras het om te sê, maar die klem moet kom op alle mense, nie net mense bedien nie, ons moet alle mense bedien. En het daar iets by julle gebeur, iets wat jou opval, wat jy kan onthou, of soos dit nou besig is ook in ons, wat die Here met ons doen? As ek mag, Henk, net om so ook mense wat saam luister te herinner, na Shai Manzi het ons moes teruggekom en gesê, die gemeenteraad en bedieningsleiers is daarvan oortuig, dat ons deur die Gees oortuig is, om bidend, en met ons God stories alle mense met liefde te bedien. En dit het gekom vanuit 'n teks wat ons gelees het, maar voor die tyd ook het die bedieningsleiers op hulle hart voor Shai Manzi al gesê, dat vir hulle is dit regtig belangrik dat alle mense menswaardig hanteer word. Dit was 'n sinnetjie wat uitgekom het by die bedieningsleiers oor gemeenskap en alle mense en menswaardigheid. So ek was nie heeltemal verras toe hy na vore gekom het op Shai Manzi nie, want dit het op 'n klomp mense wat ook nie daar was nie se harte gedruk. So alle mense, Arlene? Ja, so wie is alle mense? Ek dink vir my, die eerste ding wat ek hoor, as ek alle mense hoor, is ek wil almal wat minorities is, almal wat weet nie 'n stem het nie, almal wat so of agtergelaat word, uitgesluit word en so aan, wil ek daarbey insluit. Maar dit maak ook dadelik in my gedagtes die sprong na wie sluit ek uit, weet, so wie is die mense wat ek regtig 'n uitdaging mee het om met liefde te bedien. En ek het my lysie, wat vir my partykeer swaar is om te admit dat ek het daai lysie van mense, en hoe lyk my diens aan hulle, hoe lyk dit om met liefde hulle te werk, om met hulle te werk, of te bedien. Ja, so vir my, ek dink ek het dadelik aangespreek gevoel, of verantwoordelik gevoel, dat vir al die mense wat vir my dit moeiliker maak, en snaaks genoeg is dit gewoonlik nogal kerkmense, nie omdat ek nou wil lelik wees met kerkmense nie, maar partykeer het ons hierdie vermoë om mekaar uit te haal, te kritiseer, baie oordelend oor mekaar te wees, en ek dink dit begin met 'n mooi gedagte, maar ons is nogal hard op mekaar as gelowiges. En dan raak dit moeilik om weer vir daai persoon wat jy nou net seer gemaak het, of iets gesê het wat dalk baie naby aan die waarheid getref het, steeds liefde hê in sy totaliteit. So ek dink dit is waar my gedagtes dadelik gegaan het, was, wie sluit ek uit, wie is die mense wat vir my moeilik is, om as alle mense te sien. Daar's party mense wat regtig maklik is, kinders is maklik, ouer mense is maklik, mense wat swaar kry en hulp nodig het is maklik, maar dis partykeer moeilik om mense so met wie mens baie gereeld in die kerk of in die geloofsfamilie se gange is. Ja, as daar al seer kry in die verlede was, is dit nogal taaf. Maar alle mense het ook te maak met wie nie noodwendig by ons kerkgebou kom nie. Ek is nogals bly oor hoe jy het op die tafel sit, baie keer dink ons onmiddellik aan nie hier nie, en dat nee, ons sluit nie hier uit nie, en ek dink miskien moet mens presies dit wat jy sê vir mekaar sê. Mens kan sien as mense baie keer aarzel om by 'n plek in te skakel, of as mense sukkel om iemand in te trek, of deel te maak, of in te bind, en dit sal vroom wees om nie te erken, dis nie in hierdie spasie nie. Maar my kop gaan nogals na 'n gemeente, 'n geloofsfamilie, wat almal dieselfde oor alles dink, dan is dit mos 'n homogene groepie, né? Ek is nogals nuuskierig
Maar as ons uitgedaag word, en daarmee het ek niks spesifiek in my kop wat ek daarmee bedoel nie, ek is net nuuskierig, want onmiddellik beleef ek dat mens vaskop. Ek het nog nie eers 'n idee in my kop van wat ek wil bedoel met alle mense nie, en dan beleef mens in jou binnekant jy daarteen vaskop. En ek wonder baie keer hoekom. Is dit omdat dit moeilik is? Is dit omdat dit uitdagend is? Is dit omdat dit bietjie meer vra aan kommunikasie of meer verdraagsaamheid, of omdat ek weet dit verander 'n bietjie oor hoe ek oor goed dink of goeders doen? En ons lees van Jesus wat mense wat uitgesluit was, ingesluit het en grense verskuif het. En in die Ou Testament lees ons juis hoe weduwees en weeskinders voor hoe uitgekyk moet word. En ek bedoel, dit was by uitstek die alle mense wat uitgesluit is. So ja, ek wonder sommer maar net, hoekom skop mense vas nog voordat mense sê wat jy daarmee bedoel? Ja, en ek dink om daarbey aan te sluit dalk is nie net alle mense nie, maar om die mense met wie ek kontak het, menswaardig te hanteer. Want baie keer is ons net blote buffels op die manier van, Ek het ander woorde in my kop. maar kom ons sê dit mooi, ons word opgeneem. Buffels. Ja, so wat net dinkbaar dis hoe ek is, en baie keer sal mense sê, maar dis hoe ek is. Ek is so gemaak en so gelaat Jy ken my staan. mos so, jy ken my, jy ken my. Ek is mos 'n reguit mens. Is baie keer ook 'n woord wat mense graag gebruik. Ek hou nie van julle, ek is mos 'n reguit mens en ek sê dit ook vir jou. En ek dink nie dis wat die evangelie van ons vra nie. As ons dan sê ontdek en leef Christus, is ons nie net 'n klap hier wat mekaar net beter laat voel nie. Ons sê ons is deur die Gees gedring. Die Gees oortuig ons om anders te wees, om Christus te ontdek en te leef. En dan moet ek my buffigheid en my snaaksigheid en dis so ek is, moet ek tweede stel. Om te sê, Here, kom verander my. Laat ek die persoon my dalk te nagekom het, die persoon wat ek nie oor die weg kom nie, nog steeds menswaardig te hanteer. En ons sal baie keer net onttrek, nee, ek gaan na 'n ander plek toe, of ek wil nie meer oggenddiens toe kom nie, want so en so kom, of ek wil nie meer aanddiens toe kom nie, want so en so is daar, ek wil nie daai persoon sien nie. En in plaas daarvan om net te sê, kom ek hanteer daardie persoon menswaardig, want al het die verhouding verander, kan ek die persoon nog steeds menswaardig hanteer. En dis baie keer dalk, ek begin dit dalk baie naby, ja, en hoe hanteer ek ander mense menswaardig? Hanteer ek my kinders menswaardig? Is ek heeltyd besig om hulle af te praat, te sê jy is nie goed genoeg nie, ja, maar hulle weet ek is grappig, of hulle weet ek is sarkasties, maar ons kan nie met 'n verskoning gebruik om nie my kinders en my naby mense en al die kringe verder menswaardig te hanteer nie. Ek dink spesifiek hierdie is my belewenis in my eie lewe ook, nee, Arlene, jy het eintlik eers hierdie weerloosheid op die tafel gesit, is dat dit vra van my om anderster op te tree, as ek deur die Gees oortuig word, dat dit wat ek nou doen nie liefde is vir alle ander mense nie. En kyk, hierdie hele roeping gedeelte gaan ons oor, deur die Gees oortuig, wat is ons oortuig? Om bidend, en met ons God stories, dis die hoe, alle mense, dis die wie, met wat, met liefde te bedien. So, dit vat iets van my, dit vra my om getransformeer te word, dit vra my om gebekeer te word van my buffigheid, dit vra om my sondige natuur te laat gaan, wat ek dalk eintlik van hou. En dat ek hou van wie in hierdie spasie saam met my, waar ook al dit is, wat maklik is. Ek dink dit gaan oor gemak, julle. Ek dink die rede hoekom ons vaskop teen wat ook al alle mense vir jou beteken, gaan oor ek moet iets opgee. Of wat ek ken. Of wat ek ken. En dit het by uitstek te maak met die evangelie, want die evangelie vra dat dit oor Jesus gaan. Dat dit gaan oor sy goeie nuus, nie jou gemak nie. Sy goeie nuus vir alle mense, die evangelie is vol van dit. So, dit vra iets van my, en ek beleef hierdie nogals baie keer as dis ampertjies te ver. Dit bring twee goed by my op. Die eerste ene, ek dink dit was actually Jan se eerste preek geweest toe hy hier gekom het, wat hy die sin gesê het van, dit is makliker vir almal om my te aanvaar vir wie ek is, as wat dit is vir my om te word wie almal wil hê ek moet wees. Maar ek dink mens gebruik dit baie keer as, weet, ek is nou so, almal moet my net aanvaar. Almal moet net weet ek is, en ek dink nie dis hoe Jan het gesê het nie, maar dit is net wat dit by my opgebring het was, weet, 'n geloofsfamilie of my familie of met die gemeenskap moet net aanvaar wie ek is en hulle moet net vir my spasie gee om myself te wees, maar ek sukkel om ander mense dieselfde
te gun, weet, om ander mense wat as hulle iets anders doen of iets doen wat ek nie meer van hou nie nog my smaak is nie, dan is ek nogal die buffel, ek raak harde kwas, ek word moeilik, weet, ek wil dit hê soos wat ek dit wil hê. En ek dink mense vergeet 'n bietjie daarvan dat, weet, dit is waar, baie mense kan my aanvaar vir wie ek is, true, maar dit gee nie vir my dat ek nie verantwoordelik is om te groei. Ek dink die ander gedagte wat ek gehad het was om nie groot te word nie, maar volwasse te word in geloof, in emosionele intelligensie, om mense, weet, anders te hanteer. Dit vra vir my 'n klomp dinge. Dit vra vir my juis om nie net te sit nie. Dit vra vir my om harde werk in te sit, weet, om as jy die vrug van die Gees wil ontdek en te begin leef, dit vra vir my om te begin beoefen. Juis wanneer ek nie geduldig is en al daai goeters nie. Maar ek dink nou, ons het nou lank stilstaan by Kolossense 1. Nou ek dink in Kolossense 3, dan sê Paulus vir die gemeente, dit maak nie saak wie jy is nie, of jy nou Jood of nie Jood, man of vrou, ryk of arm, baas of klaas. Ja. Ons almal is een in Christus en God trek niemand voor nie. Ja. En ons dink ek word uitgenooi juis om dit te kan doen. As ons sê ontdek en leef Christus is vir ons die primêre ding wat ons doen, is om soos Christus gevorm te word, soos hy te word, om mense in liefde te bedien, om juis getransformeerd, as ek begin verander, anders na mense kyk, kan hulle Jesus se liefde by ons sien. Ek dink iets wat by my opkom, Henk, is dat op die reis van disippelskap, dit is 'n lewenslange reis, dit is lewenslank wat jy ontwikkel en geloofsvormend groei as 'n disipel. En aanvanklik word jy ingenooi in 'n spasie waarin jy saam groei en welkom voel en ontvang word net so wat jy is. Yes. Maar daai teks rondom van julle het nou baie melk gekry, kom by my op, want jy kan tog nie altyd net die inkomer wees nie. Ek het nou nie 'n beter woord vir dit nie. Ernster word jy deel van die spasie wat sê, ek wil, want ek is die Here se kind en ek is 'n disipel van die Here, vir ander mense en vir alle ander mense spasie skep, om te kan inkom en ook te kan leer hoe lyk 'n disipelskap lewe. Dis wat by my opkom. So dit beteken nie dat ons is verseker, en dis iets wat ek so trots is op ons geloofsfamilie, 'n plek waar mense kan kom soos wat hulle is, wat hulle welkom is. Ons wil niks anders van jou hê as jy nie. Maar eers in jou geloofsreis is ek diep oortuig daarvan dat die Gees jou gaan oortuig, dat jy vir alle mense met liefde bedien. En dan begin dit iets van jou vra. En dan is dit nie meer die melk wat jy kry nie, dan is daar vaste kos. En vaste kos gaan nie net oor hoe jy met God se woord besig is nie, maar oor hoe dit in aksie gaan om saam met ander mense as disippels ook te reis. Dis iets wat by my opkom in hierdie gesprek. Ja, en ek dink juis om die persoon te wees wat soos jy ingenooi is, iemand het jou tog ingenooi om inkomer te word. Kan jy iemand anders innooi en sê, kom saam met my. Jy is ook welkom. Soos ek welkom was, is jy welkom. Om dit te kan doen en dit te kan deel. Ons wil nie inkomers hê nie. Dit is die beste woord wat ek nou gehad het vir daai aanvanklike proses. Maar innooi in die sin van, so dat jy nie op die rand staan, bestaan my woord wat hier nogal in ons gemeente gewerk het, ek dink was Anton gesê van 'n drumpelstaanders. Ons het nie drumpelstaanders nodig nie. Ons het mense wat kan ingenooi word, saam te kan kom, om te kan deel, en as jy dit gedeel het, om mense wat dalk op die drempel staan, in te nooi, en te sê, kom saam met my, ek het hierdie ontdek, ek wil jou dien met liefde, ongeag waar jy dink jy is, of wie jy is welkom. En daai is ook waar vir nie net by ons geloofsfamilie nie, jou werksplek, jou skool, die plek waar jy studeer, die ander sosiale spasies waar jy beweeg. 'n disipel van die Here, dink ek, is op uitkyk oor hoe om ander mense, alle ander mense, met respek en menswaardigheid te hanteer en in te nooi in 'n spasie waar ons saam die Here ontdek en leef. En dit is nie beperk tot die kerkgebou nie. En dan dink ek vir wanneer ons alle mense bymekaar is, kom ons sê ons geloofsfamilies zijn bymekaar, om dan nie te sê, wel hierdie werk vir ons wat hier is reeds,
En as iemand anders sê, maar kan ek vra vir iets, of dalk het hulle nou nie hulle beste dag geleef vandag nie, om dadelik oordelend en krities en hard te wees op daai mens, om te sê, goed wel, ons gaan 'n spasie gee vir jou om ook te leer hoe dit is, soos wat ons geleer het. Ek dink ons vergeet partykeer hoe ver ons gekom het as gelowiges op ons reis. En om te sê, ek is bereid om 'n bietjie terug te staan op my voorkeure, ek is bereid om 'n bietjie terug te staan op, om dalk is dit oor die diepte van die teologie wat ons nou moet doen. Dalk moet ons vir die kinders 'n geleentheid skep waar hulle nou vandag kan ietsie leer wat dalk vir my al so lank al terug gebeur het. Maar om daai spasie te create en te sê wel, vir alle mense beteken dat ek ook terugstaan. Ek is een van die alle mense, maar dit wat vir my belangrik is nie die enigste om te tel vandag nie. Ek kan spasie maak. Ek hoor jou bewoording van terugstaan, maar dit is eintlik, as ek mag verskil, Erlien, nie terugstaan nie, maar deelneem in 'n spasie skep vir ander disippels se geloofsreis. Ja, dis nie dat ek exit nie. Nee, en dis nie terugstaan nie, dis dat ek aktief deel is van jou disippelskapreis en jy aktief deel is van my disippelskapreis. Dis die hele punt hoekom dit nie so individualisties is nie. Ek dink daai is definitief die woord. Ons leef in 'n wêreld wat baie individualisties is. Jy die kos wat ek kyk hier naweek, ons het as 'n gesinnetjie takeaways bestel, maar ons het by 3 verskillende plekke bestel want ons kon nie saamstem oor wat ons wil eet nie. Yes, en hulle dieselfde tyd aankom by die huis ook. Dit was fantasties geweest. Baie gerieflik. Maar die punt is net, ons kan nie as 'n gesin saam besluit wat ons wil hê nie. Elkeen moet sy eie keuses hê. En dalk is dit juist dit, is om meer insluitend te wees en te sê, dit gaan nie net oor my nie, dit gaan oor ons. Ons. En ons lyk dalk anders as ek wil my pizza hê. Ek dink dit in die kerk is dit definitief alle mense beteken, dis nie net ek nie. Ons sou hom so kon gesê het, maar dis die woord wat deur die Gees ons oortuig het, en miskien is dit jy sommer dit so 'n bietjie met jou veroorsaak dat jy daaroor kan dink. Dis minder oor my. Ja, en ek dink dit is dat ons hierdie reis steeds voortsit, so dit bly 'n proses. Disippelskap, dis wat ons doen in Ryneveld Geloofsfamilie, is om mekaar as disippels aan te moedig op hierdie pad, om Christus heeltyd te ontdek en te leef. En dankie dat jy saam met ons reis en hierdie pad met ons stap, en dat ons by mekaar kan leer ook wat dit beteken om Jesus te ontdek en te leef. En tot ons weer saam gesels op ons volgende podcast.